Baie welkom by ons boodskap van vanoggend. Dalk is jy met vakansie, dalk lê jy ergens in die bed, dat jy nie kan opstaan nie en mag die Here vir jou seën en mag hy vir ons kom versterk en sy gees dit kom lewend maak in ons hart wat hy wil hê ons moet vanmôre hoor. Kom ons begin dan met ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons glo dat U ons hier saamgebring het. Dankie dat ons kan weet, U weet presies wat ons elkeen nodig het en wat U vir ons wil kom sê. En wat U vir ons wil kom doen in ons hart, in ons lewe, dat ons gaan leef as mense wat aan U gehoorsaam is. Here, ons wil graag groei in ons geloof. Dankie dat hierdie deel van U plan met ons lewe is. Wil U vir ons môre saam kom seën asseblief. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ons lees in Kolossense 3 vers 12 as Paulus met die gelowiges praat, dan sê hy vir hulle hierdie ding. Wat hy eintlik vir hulle wil sê is, julle het 'n opdrag, julle het 'n verantwoordelikheid as julle sê julle is kinders van die Here. Kolossense 3 vers 12, julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Ons ja-tema is geloof wat lewe, en geloof is nie vir ons net 'n konsep of 'n mooi gedagte of 'n ideologie wat ons in ons koppe saamdraai, maar dit kom op die ouende uit in die manier waarop ek en jy lewe elke dag. En dis wat Paulus hier vir die gemeente wil sê. En natuurlik is dit die Heilige Gees wat dit van ons kom vra, en wat vir ons help om op die ouende daai vrug te dra wat hy wil hê ons moet dra. Ons lees die vrug van die Gees, Galasiërs 5 vers 22, daar bekende vers. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Die afgelope tyd is iets wat in my hart, in my gedagtes leef, die hele ding van goedheid, hoe om goed te wees vir ander mense, goedgesindheid van mense. Ek dink aan ons wynveiling die afgelope tyd, waar daar 'n klomp wynmakers, 'n klomp mense so goed was vir ons. Ons verstom oor die goedheid wat in mense se harte leef. Ek hoor hierdie week van iemand wat bitterlik alleen is, wat omtrent alles verloor het in sy lewe, en wat baie alleen voel, en ek het geweet, mense het goedheid nodig in hulle lewe. In ons gemeente is daar baie mense wat baie siek is en baie alleen is. En ek wonder, hoe kan ons 'n verskil gaan maak? As ek sê ek is 'n gelowige en my geloof moet leef, hoe kan ek 'n verskil maak in Jesus se lewe? En dit is waar ek aan hierdie ding van hierdie goedheid van die mens, waar dit my geraak het. Die Engelse vertaling vir goedgesindheid, daai wat Paulus sê, jy moet geestelike klere aantrek, goedgesindheid, en vir die woord vriendelikheid, wat by die vrug van die Gees gebruik word, is dieselfde woord wat in Engels vertaal word met die woord kindness. Nou, ek dink nie daar's 'n regtig 'n Afrikaanse woord wat dit mooi verduidelik en mooi saamvat, en daarom word dit vertaal in die Afrikaanse taal met woorde soos vriendelikheid, wat Paulus sê, of jy moet goedgesind teenoor ander mense wees, goedhartigheid. Die Woordeboek beskryf dit as kindness as a kind act of favor, the quality of being friendly, generous or considerate, a kind act. Ander Woordeboek beskryf dit so, hy sê, kindness is to make oneself useful to another, make things easier and smoother. Ek hoor die afgelope week weer die storie van die onderwyser wat vir sy klas vra, wat wil jy word as jy eendag groot is? En natuurlik was daar die gewone antwoorde van vir 'n dokter word, of ek wil 'n polisieman word, of wat ook al. En een kan sê, when I grow up, I want to be kind. 'n Paar jaar gelede was daar in die Glamour tydskrif 'n artikel met die opskrif Practice Random Kindness, wat vertel van 'n vrou wat op pad werk toe oor 'n brug moes ry, en dan moes jy tolgeld betaal voor jy kon deurgaan. En op 'n stadium toe stop sy en sy sê vir die mense, ek wil vir my betaal en vir die 6 voertuie wat agter my is ook betaal. En dan staan daar, die vrou is geïnspireer deur 'n magneetjie wat by vriende van haar op die yskas geplak was. Wat weer daar was omdat daai mense geïnspireer was deur iemand anders wat iets moois gedoen het.
En op die ouende het dit 'n klomp dade van kindness of goedhartigheid in Amerika tot gevolg gehad. Baie van ons het vroeër jare daai fliek gesien, Pay It Forward, waar 'n seentjie se goedhartigheid 'n kettingreaksie gehad het en aan die gang gesit het van mense wat goed wou wees aan ander mense, goed wou doen aan ander mense. En ek dink soms aan jou eie ervaring. Dalk het iemand al vir jou 'n rekening betaal as jy in jou restaurant is en iemand sien jou en groet jou en dan kom jy agter dit is reeds vir jou betaal. Of wat teen die verwagtinge vir jou iets moois gedoen het en wat vir jou so goed laat voel het dat jy gevoel het jy wil ook dit aan iemand anders gaan doen. Dalk het ons dit vandag nodig omdat ons in 'n lewe leef wat so selfsugtig en onvriendelik is. Daarom word 'n mens dikwels geraak deur iemand wat iets goeds aan jou of aan iemand anders kan doen. So dalk is 'n goeie definisie vir kindness. Kindness is treating others the way God treats you, skryf iemand. En mens kan onmiddellik hoor in hierdie definisie, is 'n daad wat in jou wakker gemaak word deur God. En vanuit dit wil jy ook dit wat God aan jou gedoen het, ook aan iemand anders gaan doen. En dit is wat die Here Jesus vir sy disippels waarskynlik wil leer. As hy vir hulle wil sê, die teken wat ek vir julle gee, wat mense julle aangang uitken, omdat julle in 'n verhouding met my leef, is juis die manier hoe julle met ander mense ook in goedheid leef. Wees lief vir ander, soos ek vir julle lief is. So dis nie 'n vriendelikheid of 'n goedhartigheid, goedgesindheid wat ek net aanplak nie, of 'n masker wat ek opsit amper soos 'n hanswors wat lyk asof ek heeltyd vriendelik is nie. Maar dit lyk vir my dat gaan oor 'n vriendelikheid, oor iets wat binne in jou gebeur, wat van binne afkom en uitloop op 'n daad van goedheid, 'n kind act of favor. En die Bybel leer ons op 'n paar plekke juis oor hierdie soort gedrag wat ons moet hê, hierdie goedgesindheid of die vriendelikheid wat ons moet hê. Paulus sê in Efesiërs 4 vers 32, dan praat hy met die gemeente en sê hy vir hulle, wees goedgesind, die woordjie kind, en hartlik teenoor mekaar, vergewe mekaar, soos God julle in Christus vergewe het. Soos Christus. En ek glo die Here se doel is dat ons deel van die vrug van die Heilige Gees meer moet dra, hierdie deel meer moet dra. Nie net omdat ons navolgers is van Jesus en dit voel ons moet dit doen nie, maar omdat die Gees iets in ons laat gebeur en daai vrug voortbring in ons lewe. Dink aan die Gees. Gees beteken asem. So iemand sê, dis asof ons die Gees inasem. As ons die Gees in ons het en dan asem ons die goedheid en die vriendelikheid, die kindness uit na ander mense en dit vir ander mense en dit beweeg mense, dit bemoedig mense en maak dat hulle ook so wil leef. En ek glo dit is wat Jesus in gedagte gehad het vir sy disippels, om juis goed te wees vir ander mense. Nie sodat jy gered kan word nie, maar omdat jy al reeds gered en nuut gemaak is deur die Here. Met ander woorde, ons wil goed wees omdat Christus juis in ons is. So, hoe verskil Christelike vriendelikheid en goedheid van die gewone vriendelikheid wat ons met ander mense moet hê? Wat gelowiges en ongelowiges kan vriendelik en goedgesind wees. 3 dinge wat die Bybel vir ons kom leer oor goedheid soos wat die Here dit wil hê, of vriendelikheid of die kindness. Die eerste een is die vraag wat ons vra is, hoekom moet ek dan nou vriendelik of goedgesind wees? En dan sê die Bybel vir ons, God is die rede. God is die rede. Omdat Jesus so was. En gaan lees maar die evangelies, dink aan die wonderwerke, dink aan wat hy vir mense gesê het en vir hulle nooit weggewys het nie. Hy het nooit gesê ek kom later terug nie. Hy het nooit gesê ek is jammer, ek kan nie nou vir jou help of nou iets vir jou beteken nie, want ek het 5000 mense om te gaan voed nie. Hy het nooit gesê ek is te besig nie. Hy was lief vir mense en het altyd mense nader getrek na hom toe. En so was Jesus teenoor mense wat vir hom lief was, maar hy was ook so teenoor mense wat hom gehaat het
en wat vir hom nie aanvaar het nie, maar verwerp het. Lukas 6:35, dan vertel het vir ons daai gedeelte, deel van die bergrede wat Jesus vir die mense geleer het. Dan sê hy vir hulle, nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande lief hê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle 'n groot beloning wees. Julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self goed is. En dit is daai Griekse woord wat kindness beteken. Omdat hy self goed is vir die ondankbares en die slegtes. In Kolossense 1:15 dan sê Paulus dan juist oor Jesus, hy sê die seer is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. So wat Jesus gedoen het en die manier hoe hy kindness uitgeleef het, goedhartigheid, vriendelikheid, goedgesindheid, het weerkaats wie God is. En God is vol goedheid en hy is vol goedgesindheid. Hy kyk na ons met vriendelike oë. Nie vol oordeel of afkeer of agenda soos ek en jy dikwels na mense kyk nie. Maar die liefde straal uit sy oë uit simpatie, uit omgee, uit deernis vir ons. En omdat ons na sy beeld geskape is, kom plaas hy in ons die vermoë om net so te gaan wees. Het jy al ooit gedink waar jy sou wees as God nie goedgesind teenoor jou was nie? En dis nie net wat ons redding betref nie, maar oor sommige gewone dinge, kos wat ons eet, lug wat ons inasem, seëninge wat ek en jy elke dag ontvang. Alles wat ek en jy nie verdien om te hê nie. So hoe reageer ek en jy teenoor die goedheid van God? Veral wanneer ons deur moeilike tye gaan. Ek dink dis wat die Bybel van ons vra. Want God is goed en ons moet gaan goed doen, omdat ons vanuit hierdie verhouding van God se goedheid kan leef elke dag. So die eerste ding wat die Bybel vir ons kom sê is, God is die Here. God is die tweede ding wat die Bybel vir ons kom sê is, die vraag, wat beweeg my dan nou om hoe goed te gaan doen? Ek weet nou God is goed, maar wat beweeg nou my? En dan sê die Bybel baie duidelik vir ons op 'n paar plekke, die liefde van Christus dring vir my en jou. Paulus sê dit op 'n stadium. Hy skryf op 'n stadium in 1 Korintiërs 13, daai hoofstuk oor die liefde. Dan skryf hy in vers 4, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik. Dis daai woord kind, love is kind. Dis nie afgunstig nie, dis nie grootpraterig nie, dis nie verwaand nie. Die skrywer Leroy Lawson skryf oor kindness, dan sê hy, kindness is not something you buy at a store and wrap it in silver paper. It is more than anything else a portion of yourself offered in love. Liefde en goedheid, liefde en kindness gaan saam met mekaar. En kyk jy wat sê Lukas 6, daai gedeelte wat ons gelees het net nou uit die bergrede. Jesus sê, nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande lief hê en goed doen en uitleen. Liefde en kindness gaan saam met mekaar. Jesus sê, liefde vir jou vyand wys jou goedheid en jou kindness. En dan sê die vers heel verder, hy sê, God is goed ook vir die ondankbares en vir die slegte mense. Dit herinner my so dikkie aan die gelykenis van die saaier, waar Jesus vertel dat God saai oral, ongeag of mense se harte soos 'n harde pad is, of vol onkruid is, of rotsagtig is, en of dit goeie grond is. Want die liefde het God gedring om sy seun te stuur. God het die wêreld so lief gehad, ongeag ons houding, ongeag wat ons reaksie sou wees. En is God se liefde wat ook vir my en jou motiveer om lief te wees, om kind te wees teenoor ander mense. Want 'n daad van goedheid of vriendelikheid is iets wat ons aan mense bewys of doen sonder dat hulle dit verdien. En dis 'n mooi ding. Dit is maklik om goed te wees van mense wat goed teenoor jou is. Of mense van wie ons hou, maar dit is andersins baie, baie moeilik. En genade kom leer vir ons. Genade is net genade wanneer ons genadig is teenoor iemand wat dit nie verdien nie. Genade is net regte genade wanneer ons dit doen aan mense wat dit nie verdien nie.
Anders is dit maar net 'n reaksie wat ons dink dit is reg om dit te doen, of wat ons buitendien verwag dit moet so gebeur. En daarom praat ons oor random kinds of acts of kindness as stukkies genade wat ons kan eie aan mense wat soms nie eens weet ons doen dit aan hulle of hulle verwag dit nie dat ons dit aan hulle sou doen nie. Barry Corey skryf, hy sê kindness is love no matter what. So die manier hoe ons hou liefde doen en wat my beweeg om dit doen is liefde wat die Here in my hart kom plaas. Die derde ding wat die Bybel vir ons kan leer oor kindness, oor goedheid, is dat dit 'n doelbewuste daad moet wees. 'n Doelbewuste aksie wat ek en jy moet gaan doen. Skrywer, predikant Ralph Waldo Emerson skryf, hy sê, you cannot do a kindness too soon, for you never know how soon it will be too late. Dit is iets van net nou nie. Dit is nie iets van môre of oormôre nie. Dit is iets wat ek en jy vandag moet doen. Die Bybel sê dis die merk van die gelowige. So 'n paar dinge oor hierdie aksie, oor hierdie daad wat ek en jy moet doen is, die Bybel sê dis 'n leefstyl. Dis nie maar net iets wat af en toe gebeur wanneer ek en jy wil of wanneer ons nie wil nie. Dis 'n kenmerk van 'n gelowige dwars deur die Bybel en dwars deur my en jou lewe elke dag. Paulus sê Kolossense 3, daai gedeelte waarmee ons begin het, waar hy sê ons moet geestelike klere aantrek. Hy sê julle is die uitverkore volk van God wat hy baie liefhet. Daarom moet julle sekere dinge aantrek, want dit is hoe jy mense gaan sien, julle gaan uitken as gelowiges. Daai goedhartigheid, daai vriendelikheid wat jy moet aantrek. So ons het 'n keuse. Al is dit die Gees wat dit voortbring in ons, moet ons hom toelaat. Ons moet dit najag. Ons kan nie sê dis nie deel van my persoonlikheid nie. Ons kan nie sê dis 'n gawe wat ek nie ontvang het nie, want dit is nie 'n gawe nie. Dis vrug van die Gees wat ek en jy moet nastreef. Elkeen van ons moet sê dit moet deel van my jou leefstyl word. Die ander ding wat die aksie van goedheid is dit vra dapperheid en dit vra nederigheid van my en jou. Baie van ons het al hoeveel geleenthede gehad om goed te doen aan ander mense, maar dit nie gedoen nie. Ek dink aan hoeveel kere mens wat byvoorbeeld hier in die Parel in die hoofstraat moet inkom en daar's eenvoudig 'n klomp motors en jy ry en jy sien eens mense wat wil inkom en jy dink as jy daar verby is, ek moes vir hulle kans gegee het om in te kom. Of jy doen soms iets waaroor jy spyt is dat jy dit gedoen het of dit nie gedoen het nie en jy mis iets. So die daad van goedheid gaan nie net oor dit wat jy besluit om te doen nie, maar ook hoe jy reageer op iets wat ek moes gedoen het of iets wat ek nie moes gedoen het nie. En dis moeilik. As iemand goed aan jou doen, is dit maklik om terug goed te doen. As iemand iets aan jou doen wat nie goed is nie, dan vra dat jy uit jou gemaksone moet tree en jy moet dapper wees en nog steeds iets goeds aan daardie persoon doen. Dit vra selfbeheersing. Dat jy jou weerhou om vanuit jou ou natuur op te tree. Daai ding wat die Bybel sê, oog vir oog en 'n tand vir 'n tand. Dit vra selfbeheersing om dit nie te doen nie. Maar dit vra ook dat ek en jy dapperheid moet hê. As ek en jy weet voor die Here moet ek hierdie ding vir daai persoon sê. Moet ek dit doen. Dis ook 'n daad van goedheid. Al ervaar daardie persoon dit nie as goedheid nie. Amper soos die spreekwoord sê, you must be cruel to be kind. En dit vra guts van my en jou. Veral omdat ek en jy so maklik in 'n lokval kan val. Dat ek en jy dink ons is die een wat weet, ons is die een wat kan en die ander persoon weet nie en kan nie. En dit vra soms nederigheid van my en jou, dat ons plek moet ken. En daarom gebeur goedheid en vriendelikheid altyd in 'n atmosfeer van dapperheid, ek weet wat ek moet of ek weet wat ek nie moet nie, en nederigheid. Ek wil graag daar wees waar die Here my kan gebruik in iemand anders se lewe. En dan sê die Bybel ook dat vriendelikheid moet eg wees. Dit moet nie aangeplak wees nie. Matteus 8 vertel vir ons die verhaal van die melaatse man wat na Jesus toe kom en vir hom sê, Here, as U wil, kan U my gesond maak.
Ons weet melaatsheid was in die Bybelse tyd iets afstootliks gewees. Dit was amper 'n preetjie wat hulle gebruik het om iets van sonde te sê. Sonde en melaatsheid het baie saam met mekaar gegaan. Jy is uitgestoot totdat jy kon bewys jy is nou gesond. En dan in vers 3 staan daar: toe steek Jesus sy hand uit en raak aan hom en sê, ek wil word gesond. En sy melaatsheid was onmiddellik weg. Ongelooflike vers. Jesus het baie mense gesond gemaak, maar hier kom raak Jesus iemand aan. En dit was uniek. Dit was nie nodig vir hom om iemand aan te raak nie. Hy kon maar net sy vingers inklap het. Of hy kon maar net iets vir hom gesê het, maar Jesus raak hom aan. En dit was uit die goedheid van sy hart dat hy dit gedoen het, omdat hy dit wou doen. Dit was reg op daardie stadium gewees. Ons leer baie keer vir ons kinders, wees goed en wees vriendelik, omdat die regte ding is om te doen. En Jesus doen iets meer as dit. Hy raak hom aan, want dit was wat daardie man op daardie stadium nodig gehad het. Ek hoor van 'n dokter wat in 'n melaatse kolonie voor jare gewerk het in Indië. En daar sit 'n man voor hom wat al 20 jaar melaats was. En 'n melaatsheid werk so dat jy verloor alle gevoel, want dit raak jou senuweepunte in jou liggaam aan. En mense het nie aan jou naby jou gekom nie, want dit was aansteeklik geweest. Jy moes as ware 'n bordjie om jou gehad het wat sê onrein, of jy moes geskree het as jy geloop het, gesê het onrein, onrein, want jy moes mense waarsku, moenie naby my kom nie. En toe sit die man voor die dokter, en die man se skouer was laats gewees, en die dokter kom en hy raak aan die man se skouer, en die man breek voor hom. En hy sê van wie vir 20 jaar, het nie eers my ma en my pa aan my geraak nie. Ons leef in 'n wêreld vol melaatsheid. Melaatsheid van sonde, melaatsheid van siekte, melaatsheid van onreg, boosheid, eensaamheid. En mense dink, ander mense wil nie aan my raak nie. En dit is waar die vrug van vriendelikheid en goedhartigheid vir my en jou vra, dat ek en jy eenvoudig reg moet wees, in 'n manier hoe ons dit moet uitleef, as deel van die vrug van die Gees in ons. En dalk vra die Here vandag vir ons, dat ons net opreg moet gaan optree, soos wat hy elke dag opreg teenoor my en jou optree. Nie omdat ons iets wil doen om dit te verdien nie, maar omdat ons, soos die Bybel sê, in Christus wil leef, en Christus wat in ons is. Kom ons vra vandag dat die Here vir ons sal help om so te gaan leef. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons saam kan besef dat U vir ons kom beklee met al hierdie dinge wat ons nodig het, om vir mense te wys, en dit aan mense te doen, wat mense nodig het vandag. En vandag kom vra vir ons, dat ons vriendelik moet wees, en goedgesind moet wees, dat mense ons daaraan sal uitken. En Here, dit is omdat U dit teenoor ons gedoen het, en nog steeds doen elke dag. En Here, dit is omdat U vir ons die liefde kom wys, en die liefde kom dring ons om dit te gaan doen. En Here, ek kom vra vir ons om in ons aksies aan mense dit te gaan doen. Die oomblik as U dit vir ons wys, waar U moet ons optree, wil U vir ons 'n geloofsgemeenskap maak om so te leef, dat ander mense sal gaan sien, Here, dat U deel van ons lewe is, dat ons geloof lewe, en dat ons lewe wil gee, daar waar ons elke dag ook besig is, met dit wat U op ons pad bring. Wil U vir ons seën, ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here, en kom ons gaan leef vanuit dit wat die Gees vir ons kom gee. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, mag die liefde wat die Vader in ons hart kom gee met ons wees, en mag die teenwoordigheid, die werking van die Gees vir ons help om hierdie vrug te kan dra. Amen.